Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaste saam met ons in die ateljee vandag is JP Smit, hy is die hoofbedryfsbeampte by Wildswinkel en dan Jacob Pretorius, hoofuitvoerende beampte. Gerels, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre, dankie, is lekker. So ek hoor die voeltjie hoor wat vir my gevluit het, sê julle ouens is nog so bietjie uitgeput na 'n ongelooflike lekker veiling. Die Kalahari genetika veiling wat daar plaasgevind het. Geef ons 'n bietjie agtergrond oor hierdie groot veiling. Dis drie Kalahari hartboere, Japie van die Kerk en Roy Balouw, Pieter Toy en Vivia en Louis van der Walt wat met top genetika daar teel en al lank besig is en besluit het hulle wil van die genetika mark te bring saam met 3 gasverkopers. Ja, ongelooflike setting wat ons geweet het gaan goeie aftrek kry om in daai area veiling te hou gegee hoe mooi dit is op die oomblik. So dit is bietjie afgeleë daar natuurlik in die Kalahari, is bietjie ver vir party van die manne, maar ongelooflike veiling wat julle bymekaar gesit het en soos julle gesê het nie net die wild nie, maar ook die mense wat daar uitgekom het was ongelooflik. So hoekom dink julle is iets in so afgeleë area so goed bygewoon? Ek dink die aanbieding verkoop homself, area of diere uit die area uit wat so skaars is om te bekom. Die veilingrol en die aanbieding was beste wat daar nog ooit op veiling was. En ek dink obviously uit die area uit om diere daar te gaan haal, dit is so mooi daarso, dit is die Kalahari se eie bekoring om daar in die rooi grond te kan sit en tussen die duine veiling te kan nou is baie spesiaal. So mense is bereid om ver te ry vir daai tipe genetika, ver te ry om daar so saam met daai gemeenskap te kan veiling hou. Dit is mense is ongelooflik gasvry daar. Roy en Louis en Piet het ongelooflik baie moeite gedoen om dit vir almal baie spesiaal te maak. Almal daar te huisves en dit was 'n regte familiebelewenis. Ongelooflik. So vertel ons net gou 'n bietjie van die tipe wild wat toe nou julle praat oor die Kalahari wild, wat se wild was beskikbaar op die veiling? Die aanbieding het hoofsaaklik bestaan uit gemsbokke en gemsbok variante, springbokke, goeie kwaliteit blouwille beeste, so 'n klein bietjie buffels van Piet se kant af, soos wat ons hom ken. So die fokus was op Kalahari spesies en diere wat goed doen in die Kalahari. So daar's 'n hele paar rekords daar, so ek kyk nou hierso, ons het al 'n paar van die foto's opgehaat ook, maar die rooi gemsbok bil Rocket, die mannetjie is nou nogals, hy's gewigtig, 40 duim horinglengte en dit is ook 'n historiese mylpaal. Ja, ek dink Rocket, dit is die eerste 40 duim rooi bil wat verkoop is in die mark. Gegee die onderliggende waarde wat Japie van die Kerk en Roy daar geskep het, deur in top genetika te belê en so 'n bil mark toe te bring, het hulle 'n welverdiende prys gekry daar en die koper wat hom gekoop het, wat Coach Window is, beoog om een van die voorste teelers in die land te wees en hy het vir homself tyd gekoop. Dit is die eindpunt van so 'n dier koop, is om vir jouself tyd te koop. So kom ons praat 'n bietjie meer daaroor, want waar lê dit dan nou, waar lê die waarde vir ander wildteelers wat die kans kry om hierdie tipe genetika in hulle eie wildteeling in te bring? Ja, ek dink die mark is gevestig op die onderliggende waarde wat waar mense volhoubaar kan boer. So die som maak sin en ek meen die jagmark speel 'n baie groot rol om met die tipe diere wat ons teelers heidaglik teel, wat die jagmark ongelooflik baie aanvul. Die som maak sin om op ekstensiewe stelsels en intensiewe stelsels volhoubaar te kan boer. Ek dink dit is die rede hoekom die pryse op die stadium baie goed doen en dat dit in verhouding is met wat mens kan behaal. Op die einde, ons is daar so om genetika te bevorder en ons boere doen ongelooflik goed onder omstandighede met ekonomiese uitdagings en met back and flow krisis en met al die klimaatsverandering ensovoorts, is hulle, ek weet nie wat die woord vir resilient is nie, maar ek meen hulle het baie guts om te belê en is ongelooflik die resultate wat behaal word. So
Hoe ver strek 'n proses soos hierdie vooruit vir 'n wildteeler, veral wanneer dit kom by kwaliteit genetika, want dit is nie net van jy weet ons het 'n bok en ons maak hom groot en ons sit hom op veiling nie. Die beplanning agter so iets begin baie jare voor die tyd, nê? Ja, ek dink jy weet dat wat die veiling aanbetref, het 'n ou ten minste 'n jaar en 'n half se werk in. Wat 'n teelplan aanbetref, jy weet 'n gemsbokbil byvoorbeeld in die seleksie wat jy doen op 3 generasies om 'n bil soos oupa Jan aan die mark te kan aanbied, het 15 jaar terug begin. Die keuses wat hy toegemaak het, daai bulle is eers volwasse op 2,5 jaar, sy eerste nageslag en van daar af en 'n dier se dragtigheid wat tussen 6 en 8 maande is. Jy weet, dit het alles 'n impak. So dis 'n lang proses en die ouens wat die visie gehad het om in die regte genetika te belê, eider toe dit baie duur was of toe die bedryf onder druk was, het die vrugte gepluk op 'n veiling soos hierdie. Nou, jy het nou so genoem dat die industrie is so 'n bietjie onder druk gewees. Ons weet daar was 'n bietjie van 'n dip gewees wanneer dit kom by topgenetika en ook soos wat die ouens maar sê eksotiese wild. Is die bedryf 'n bietjie meer bestendig op die oomblik? Ja, ek dink die bedryf is definitief, hulle het hulle lesse geleer. Vraag en aanbod speel definitief 'n rol. Ek meen soos wat Kalahari Genetics en Pieter Toy Wildbedryf en STS mark toe gebring het, dit is hulle beste gewees. Dit is hulle beste en daar's dalk 'n persepsie dat daar baie van daai tipe gehalte diere is, daar is nie. Soos wat JP sê, dit vat jare en jare om by daai punt uit te kom. En vir die voornemende boere wat bereid is om te belê en te kan sien dat hulle volhoubaar veral in 'n plek soos die Kalahari kan teel, maak dit kan kompeteer met enige veesom. En ek dink dis belangrik vir hulle gewees om te kan wys dat mens kan boer daarso en jy kan jou beste mark toe bring en die mark het hulle ontmoet, veral as mens sien wat die pryse daar kry. So die mark is op 'n baie goeie plek heidaglik, omrede ouens volhoubaar kan boer. Fantasties. Ons gaan 'n bietjie verder gesels manne. Dit is ons gaste op Groot Plaas vanoggend, JP Smith, hoofbedryfsbeampte by Wildswinkel en dan Jaco Pretorius, die hoofuitvoerende beampte. Dis nou eers tyd vir die Groot Plaas kalender. Dankie dat jy genoeg in Suid-Afrika glo om te doen wat jy doen. Dat jy opstaan nog voor die son op is. Vir my boardminiepap vir skool. Dankie dat jy uitgehou het deur elke droogte. Dankie dat jy vir ons 'n toekoms gee. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaste saam met ons volgende JP Smith en Jaco Pretorius van Wildswinkel. Ons gesels 'n bietjie oor die Kalahari veiling wat plaasgevind het. Ongelooflike diere wat daarso beskikbaar was. So ons het so 'n bietjie vinnig geraak aan finansiële implikasies natuurlik wat daar is, maar as ons kyk na 'n dier soos hierdie topgenetika, wat kos dit om so 'n dier, jy weet, reg te kry vir veiling? Ek dink dit is nie 'n maklike som om te kwantifiseer in 'n kort tyd nie, maar gegee die feit dat hierdie groot ekstensiewe plase is met baie mense, voerprogramme, heininge, infrastruktuur wat opgehou moet word. Dis 'n duur proses, maar ek dink dit wat 'n ou op die einde daar uitkry, die margins soos wat ons dit noem, is jy moeite werd as jy gekyk het na die pryse wat sal terugbehaal is. So nou vir die teelers wat nou die diere aangekoop het, is dit natuurlik, ek dink hulle spog ook nou maar bietjie om te sê, jy weet, dit is nou deel van my diere op my plaas. Goeie pryse gekry natuurlik vir wat jy kry vir die genetika ensovoorts. In die langtermyn, wat beteken dit dan nou vir ons wildsindustrie wanneer jy hierdie tipe genetika op ander plekke kan kry en nie net in 'n half gesentraliseerde area nie?
Ja, ek dink die genetiese vooruitgang en seleksie is ongelooflik belangrik. En ek dink met hierdie aanbieding wat gemaak is, soos wat JP nou gepraat het oor die tyd wat teelers vandag wen, ek meen hy het gepraat van 'n periode van 15 jaar, dan as jy 'n fout maak, dit beteken nie elke plan gaan werk nie. So jou seleksie moet baie spesifiek wees, jou huiswerk moet ordentlik gedoen word, en seleksie speel 'n baie groot rol in daardie, en ek dink waar die mark op die stadium is, die jare wat die ouens spaar om te kan leer by ouens soos Piet en Louis en Japie wat hierdie veiling aangebied het baie groot waarde in tydwaarde van geld, en om daai foute nie te maak wat hulle dalk gemaak het 'n paar jaar terug nie. Is dit iets wat in die industrie, jy weet, openlik gebeur waar ouens bereid is om nie net hulle idees, kyk daar is nou maar seker secrets van die industrie wat jy nie gaan met almal deel nie, maar is die ouens bereid om 'n bietjie van hulle inligting te deel, seker te maak dat die kwaliteit van ons diere bly topgehalte? Ek dink is die wonderlike ding van die wildbedryf en waar hy homself bevind op die oomblik is. Jy weet, dis mense wat suksesvol is in hulle eie reg, of jy nou baie geld het of min geld het, dis irrelevant. Die dier praat vir homself, en natuurlik, jy weet, die ouens het die lesse, is deur die lesse in die 2018 siklus van die bedryf, en niemand wil hê enigiemand met foute maak nie, want ons wil hê die bedryf moet volhoubaar wees, en daarom deel die ouens graag met mekaar die genetika, die planne, en dis 'n gemeenskap wat saam beweeg. So Ek wil ook net dalk daar byvoeg, dit is nie noodwendig net 'n finansiële som nie. Dit is 'n ongelooflike lekker en emosionele ervaring om daai seleksie te kan maak en om te kan sien wat daar uitkom, om die resultate te kan sien oor jare. Ek weet Pieter Ernst praat ook baie van waar sy pa begin het en waar hulle is, en dat sy pa moontlik nie eers die resultate gaan sien eendag nie. Ja. Dit is so mooi om te kan sien en om deel te kan wees van die natuur, en om te kan deel met hierdie spesiale diere. So nou so vinnig daaraan geraak ook, backing close is natuurlik 'n groot kopseer vir ons boere, veral ook in die wildbedryf, en dan is daar ander ekonomiese uitdagings, maar behalwe vir dit is ons bedryf op 'n goeie plek daarin? ja, ek dink die bedryf is op 'n baie gesonde plek. Ek dink dit gaan oor vraag en aanbod. Jy weet, die vraag kom van die eindverbruiker af, dis wat die industrie se fokus op die oomblik. Alles wat spreekwoordelik in die sout opeindig is waar die waarde lê. Ons kry goeie opname en ons terugvoer van die jagoperateurs wat uit die buiteland uit kliënte boek is goed. Ons 'n breër kopersbasis as gevolg daarvan. Die mark ontmoet op baie vlakke die eindverbruiker en probeer daarop fokus. En dis hoekom hierdie goeie manlike diere goeie pryse gaan, want ons wil goeie trofees op die einde van die dag in die mark sit. En dan natuurlik, soos ons nou gesê het, die bedryf 'n ruggraat wat hy styf hou, want ons is gewoond aan uitdagings, en ons maak planne rondom dit om al hierdie krisisse wat ons in die gesig staar. So net gou vinnig, as wildswinkel, hoe fasiliteer julle die proses? Ek dink ons is daar vir die mark, ons lewer 'n diens aan die mark, om 'n platform te skep om koper en verkoper bymekaar uit te bring. Dit is 'n voorreg vir ons om hierdie diere, soos wat die manne op veiling aangebied het, te kan en te mag bemark. Ons fasiliteer die hele proses saam met die span. Ons kyk na hulle behoeftes en wat hulle markte wil bring, help hulle met in sekere opsigte met seleksie, die bemarking van die diere, met 'n aanlyn platform om mense wat nie noodwendig 800 kilometer om reën en dinge of daar Kalahari te kon vlieg nie, wat nog steeds kan deelneem aan die veiling. So ons hanteer die hele van die begin tot die einde hanteer ons saam met die kliënte. En is natuurlik 'n naam wat mens kan vertrou, wat gebou is oor tyd, né? Ja, ons is bevoorreg om betrokke te wees in die maatskappy en om so diens te kan lewer. Ons is 'n trotse handelsmerk wat regtig met 'n gemeenskap werk, wat ons baie bevoorreg is om met top boere in die land en top sakemanne in die land op 'n daaglikse basis te kan werk. En wat verwag ons van volgende jaar se Kalahari veiling? Ja, ek dink as jy hulle nou vra na afloop van die naweek en al die moeite wat daardeur gaan, sê hulle dalk kom ons hou oor 2 jaar, as dit so 'n bietjie rustiger gaan, dan gaan hulle weer daaroor dink. Dit sal waarskynlik 'n beter aanbieding wees as hierdie jaar. Ek dink dis manne wat daar by mekaar is, daai 5 boere wat
wat altyd hulle self of die kliënt wil voorsit, hulle beste genetika voorsit en beter doen. Dis hulle Ons werk. sien uit daarna. Kerels, baie dankie dat julle kom kuier het vanoggend. Julle moet maar die invite stuur vir volgende jaar. Soos gas op Grootplaas volgende JP Smit en Jacob Pretorius van Wildswinkel. Dis al waarvoor ons tyd het vir Grootplaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en ons kuier weer môre.